die woord wat ek vanoggend met julle wil deel, en as ek dit kan titel wil ek sê, en ek gaan dit in Engels sê, in Engels sê dit soveel beter. Pray for your enemy. En ek gaan net 'n rukkie kans gee, dat dit by julle insink, nee. Pray for your enemy. Hierdie woord het die Here vir my kon gee, toe hy my weer eens ook maar oor die vingers kom beteken. Die Here het my hierdie woord kom gee, en ek moes eers gaan sit en gesê, Here, vergewe my, Here. Here, wees met my, Here, en help my dat ek hierdie woord, dat ek eers dit kan vat in my eie maag, voordat ek dit vanoggend hier voorkom bedien. En dit is ek kan vir julle vertel, hierdie is 'n swaar een, hè. Hy lê so op jou skouers, en hy trek jou af elke dag. Om hierdie woord te hoor, is gewigtig. Want as ons kyk na die Ou Testament en die gebooie, jy moet die Here jou God lief hê, check. Ons almal doen dit, né? Ons is lief vir die Here met ons alles. Jy moet jou ouers eer, check. Ons eer ons ouers, ons doen wat hulle sê. Nie toe ons jonger was nie, maar nou doen ons alles wat hulle sê. Jy mag nie egbreek pleeg nie, check. Ek preek nie egbreek nie, Here, ek loop die regte paadjie nie. Mag nie moord pleeg nie, Here, ek probeer baie hard. Check. My man lewe nog, hy haal nog asem, hy skop nog. So ons kan al die gebooie vat en ons kan sê, Here, ja, ons kan dit doen, Here. Maar Jesus het gekom en hy het gesê, al hierdie gebooie vat ek saam. En ek kom vat dit in 2 gebooie. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. En naaste aan dit moet jy jou naaste lief hê soos jouself. En wat gaan gepaard met naaste liefde? Gepaard met dit gaan, jy moet bid vir jou vyand. Nee? Jy moet bid vir jou enemy. Jy moet bid vir die persoon wat jou kwaad maak, né? Want ons dink, okay, ek moet my naaste lief hê. My naaste is Barbara en Elsabie en Pastoor en Anelike. Dis almal my naaste, ek het hulle lief, Here. Ek het hulle lief en ek is nie kwaad vir hulle nie en ons van aan, ek loop die regte pad. Maar ek wil vir julle lees uit Matteus 5 vanaf vers 44. Wat sê die Here verder oor jy met jou naaste lief hê? En vers 44 sê, maar ek sê vir julle moet julle vyande nommer 1 lief hê, seën die wat julle vervloek, nommer 2, nommer 3, doen goed aan die wat julle haat, en nommer 4, bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Nou dink ons, okay, dit stop net daarby, met hulle lief hê en met hulle bid, met hulle seën, en dis moeilik, maar die Here gaan verder en hy sê, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is, want hy laat sy son opkom oor die slegtes en die goeies, en hy laat reën op die regverdiges en die onregverdiges. En dan gaan hy nog 'n bietjie verder en hy sê, want as julle lief het, die wat julle lief het, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle julle broeder groet, wat se besonderse ding doen julle nou? Doen die tollenaars nie ook dit nie? Maar hy sê, wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. Jesus sê nee, jy moet nie net jou naaste lief hê soos jouself nie. En ons kan nou sê, okay, ons naaste is hier, maar okay, kom ons brei dit bietjie uit na die wat my kwaad maak, by die werk, by die skool, by die waar ook al, buitekant, my familie. Kom ons brei dit uit tot dit. Okay, ek sê my naaste lief, hy sê nee, nie net lief hê nie. Jy moet vir hulle bid ook. Jy moet hulle seën, al vervloek hulle jou. Jy moet goed doen vir hulle. Ons dink partykeer, ag Here, as ek maar net vir my vyand hallo sê en ek het ten minste haar ordentlik of hom ordentlik gegroet. Ek was nie lelik nie, dan gaan die Here vir my 'n sterretjie gee want ek was ten minste nice geweest. Maar die Here sê nee, want die tollenaars doen dit ook. Wat help dit jy groet net jou vyand? Of jy wees net lief van 'n afstand af vir jou vyand? Maar jy kan nie dit vir jou vyand bewys nie. Ons gaan nie daai goue sterretjie kry van die Here af nie. Hy sê, jy moet daai doring in jou vlees, wat hierso sit, daai persoon wat hierso sit, wat jou in die aande laat wakker, as jy wakker lê en jy kyk vir die dak, en jy dink aan daardie persoon wat jou so bloediglik kwaad maak, wat so vloek aan jou seer gedoen het, nee. Daai doring in die vlees, wat jy, maak nie saak wat jy doen nie, hy kom nie uit nie.
Die Here sê, daai ene moet jy lief hê. Daai ene moet jy seën. Daai ene moet jy voorbid. Daai ene moet jy bedien. En ons hoef nie vriende met hulle te wees nie, ons hoef nie in hulle huis te gaan kuier nie, maar ons moet ons plig doen wat die Here vir ons sê, al is dit hoe bitterlik moeilik. Jy moet die Here se liefde en genade ook vir daardie persoon. Want onthou, voor Jesus gekom het, was ons ook vyande met God gewees. Romeine 5 vers 10 sê, ons was ook vyande met God gewees, en Jesus het gekom, en deur sy genade en deur hom het ons 'n toegang tot God gekry. God was genadig vir ons, en nou kan ons na God toe kom. So wat is ons beter? Om te sê, ek gaan nie daai persoon genade gee. Ek kan dit net nie doen nie. Ek kan net nie dit doen wat God van my verwag nie. Want sien, ons almal het 'n Susan, of 'n Pietie in ons lewe. Ek sê nou maar Susan, jammer as hier nou maar iemand is wat 'n Susan regtig het, maar ek sê nou maar Susan of Pietie, want ek weet nie wat sou hulle naam om te gebruik nie, maar ons almal het hulle in ons lewe, né? En hulle bring die lelik uit jou uit. Partykeer dan ek self, en ek bely dit, ek word so kwaad en sê, Here vergewe my, want ek raak lelik binnekant my, as ek so dink aan Susan wat my so kwaad maak. En dan lei ons in versoekinge. En ons bespreek hierdie Susan met ons vriende. Dis waar die Here my oor die vinger getik het. Ek kom by die huis en ek sê, Pyp, jy wil nie weet wat het Susan vandag gedoen nie. Pyp, Susan het my so kwaad gemaak. Pyp, Susan het dit nou weer vandag aan my gedoen. En my man kry oorvol as ek by die huis kom. Hy hoor net van Susan en wat Susan aan my doen. En binnekant my voed ek net hierdie kwaad verder. En wat doen ek eintlik? Want Susan is nie geplan nie. Susan of Pietie voel niks eintlik nie, né? Hulle kry nie die seer nie. Hulle lê nie nagte wakker nie. Hulle loop nie verby jou en dan voel hulle iets nie. Dit is op jou. Hulle maak jou seer, maar jy voel sleg, né? Hulle moet eintlik sleg voel. Hulle moet eintlik kop ondersteboor loop en jou nie eers wil groet nie. Maar hulle loop normaal en jy loop elke dag. Maar as ek vir Susan sien, dan wil ek maar iets aandoen, né? En jy binnekant jou voet jy daai en jy bring dit uit buite toe. En dit deurvorm jou hele alles, jou gedagte, hoe jy is, hoe jy optree, dit vat jou alles oor. Daardie kwaad. En Susan gee net nie om nie. Want ons is eintlik maar dom. Maar dan vra ek vir jou, het jy al met die Here gepraat? Het jy al vir die Here van Susan gedag? En nou sê ek nie, jy moet gaan en sê, Here, hierdie Susan, Here, asseblief, jy beter haar uitsorteer. Here, jy beter vir daai vrou iets doen en daar moet iets met haar gebeur. Maar moet nie dat sy te seer kry nie. Maar net so bietjie, net 'n toonstamp of iets, maar sy hoef nie iets te breek nie. Nee? Here, sorteer haar uit. U sê mos, jy gaan die gevegte vir my veg. U sê mos, ek moet net stil wees. U gaan vir my veg. Here gaan sorteer vir Susan uit, of vir Piet uit, want hulle is nou besig om hierso u kind nou aan te raak. Nee, die Here sê, seën haar. Die Here sê, gaan in jou binnekamer en sê, Here, bring vir Susan of vir Pietie voor die neer, Here. Here, verander hulle harte, Here, verander hulle gedagtes, gee hulle wysheid, sodat hulle kan weet dit wat hulle doen is verkeerd. Here, gee my ook wysheid, Here, en verstand om te kan verstaan, hoekom is Susan of Pietie so? Hoekom maak hulle so en ek ook iets verkeerd gedoen? Openbaar dit vir my. Maar Here, seën vir Susan. Here, seën vir Pietie. Wees met hulle, Here, tel hulle op, rig hulle op, laat dit baie goed gaan met hulle. Jy hoef haar nie te bel en met haar chommies te wees nie, maar dit is wat die Here van ons verwag. Ek het die eendag het ek met 'n pastoor gaan praat, ook oor Susan in my lewe. En ek vertel die hele storie. Ja, pastoor, en daai Susan, en Susan maak so, en die pastoor halfpad deur sy stop. Hy sê, maar hoe lank bid jy nou vir Susan? En ek sê, nee, pastoor verstaan nie, ek gaan nie vir hierdie Susan bid nie. Ek kan dit net nie doen nie. Daai Susan verdien nie my gebede nie.
Want ek kan nie met haar eers huishou nie, sy vat my gedagtes oor, sy maak my kwaad, hoe moet ek nou nog gaan en vir haar bid? Ek wil haar met 'n plat hand bykom, maar ek wil nie vir haar bid nie. En hy sê toe vir my, vat 6 weke, net 6 weke, vat 6 weke, en gaan bid vir Susan. En dan kom hy terug na my toe en dan sê hy vir my, wat het gebeur? Het Susan verander? Het jy verander? Wat het die Here vir jou gedoen? En die groot ding is, dit bly nie net by daardie persoon, dit bly nie net by jou vyand nie. Jy verdien ook daardie bevryding. Jy verdien ook om te kan vrede in jou hart hê. Jy verdien ook om te kan bid sonder dat jou gedagtes gaan na wat Susan aan jou verkeerd doen. Jy verdien ook om te kan rustig wees. As jy haar in die straat sien, nie daai, maar rustig. Hallo, mag die Here met jou wees en gaan in vrede. Dit is wat die Here vir ons wil hê, hy wil vrede vir ons hê. En hy wil hê ons met al hierdie dinge doen. Stefanus is ook een van hulle, toe hy gestenig was. En ek wil vir julle sê, in Handelinge 7 vers 60, sê, en hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Nou dink nou jouself in jou Susan of Pietie of wie ook al in jou lewe is dit jou so bloedig kwaad maak. En jy dink nou om nou te bid en te sê, Here, reken daai persoon nie die kwaad toe. Kom ons sê daai persoon het jou 'n huis en 'n kar en 'n besigheid en alles gekos, alles, so seer en diep en jou stikkend gelaat, man. Nie net 'n skinderpraatjie of dit nie, maar diep seer. Dink jy van daai persoon en jy sê, Here, reken daai persoon nie kwaad nie toe nie, want hy weet nie wat hy doen nie. Hy weet wat hy doen. Maar dit is wat die Here sê, moenie dit so toereken nie. Dit is nie jou plig om daai persoon te straf nie. Dit is nie jou werk om daai persoon te straf nie. En jy moenie in daai binding lewe met daai kwaad en daai haat en daai ongemaklikheid met daai doring in die vlees wat net nie weggaan. Die Here wil dit nie van ons hê nie. Hy sê, bid vir jou vyande, seën hulle. Die Here vergewe ook daardie persoon. Die Here vergewe vir daardie persoon wat hulle gedoen het. Want dit maak nie saak hoe groot of wat ook al hulle aan jou verkeerd gedoen het. As jy vir daardie persoon intree in gebed, dan kan die Here daardie persoon verander. Dan is dit nog 'n siel vir die koninkryk. Ja, jy gaan vir Susan in die hemel sien. Maar ons gaan lief vir mekaar wees. Ons gaan daar saam met Jesus Christus wees. Maar wil jy nie ook hê Susan moet in die hemel wees nie? Of Pietie moet in die hemel wees nie? Ek wil hê niemand moet nie daar wees nie. Ons wil almal daar sien, tot die waarvoor ons kwaad was. Maar dis hoekom die Here wil hê, ons moet dit verander nou hierso. Ons moet nou sê, Here, vat hierdie kwaad en hierdie seer en help my, Here, om vir hierdie persoon in gebed toe te doen. Help my, Here, om met hierdie persoon te wees en vir hierdie persoon te bid. En dis 'n swaar las. Ek is die eerste een wat vir julle vertel, dit is nie maklik om vir jou vyand te bid. Glad nie. Maar soos wat jy vir jou vyand bid, dan begin jou oë oop te gaan. En jy begin daardie persoon te sien soos wat Jesus Christus daardie persoon sien. Jy begin daardie persoon met ander oë te sien. Jy gaan nie meer kwaad wees vir daardie persoon, maar dit vat daai gehoorsaamheid, daai plek van gehoorsaamheid om te sê, Here, okay, dit is swaar en dit is moeilik, maar Here, ek gaan vir daardie persoon bid. En Here, ek gaan daardie persoon seën. Die Here self, Jesus Christus self, het vir sy vyande gebid. In Lukas 23 vers 34, toe Jesus gekruisig was, en Jesus was baie meer leed aan gedoen. Baie meer. Hulle het hom in die rug gesteek van alle kante af en hy het gesê, Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Jesus Christus kon gekom het en gesien het deur hulle en geweet het, maar hulle weet nie wie ek is nie. Hulle weet nie wie dit is wat hier nou staan, wat hulle nou kruisig nie. Hulle ken my nie. So hulle weet nie wat hulle nou doen nie. Hulle verstaan nie dit wat hulle nou doen nie.
So ons moet ook soos Jesus Christus wees om te sê, Here, dalk verstaan Susan nie wat sy aan my doen nie. Dalk weet sy nie hoe sy my seer maak nie, want ek het nog nooit met haar daaroor gepraat nie, ek wees van net kwaad. Ek wit my bou en nou dan sy ek kwaad vir haar, nou sy kwaad vir my, en nou is ons almal net kwaad vir mekaar, en eintlik weet ons nie hoekom is ons eintlik kwaad. Ons moet soos Jesus Christus wees om te sê, Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. As die Here dit kon doen, dan kan ons dit ook doen. En dit is wat Jesus Christus wil hê. En soos ons oorgaan met die nagmaal, voor ons hierdie nagmaal ook gaan gebruik, wil ek vanmôre vra dat ons 'n oomblik sal neem. En dat ons oë sal toemaak en dat ons sal bid. En as daar iemand in jou lewe is wat vir jou so doring in die vlees is, dan wil ek hê jy moet nou die tyd vat en jy moet bid en jy moet sê, Here, vergewe daardie persoon, seën daardie persoon. Ek self ook. En as iemand kwaad is vir my, kom sê vir my as jy kwaad is vir my. Maar ons moet vir ons vyande bid. Dit is baie, baie belangrik. Dit is 'n stap in ons geestelike groei. Dit is 'n stap van gehoorsaamheid wat die Here wil doen, nie net vir jou nie, maar ook vir daai persoon. So ek wil vra dat ons ons oë toemaak, voordat ons nou oorgaan in die nagmaal, en net so oomblik, vat jy oomblik en jy bid vir daardie persoon. En so gaan ons nou ook oor na die nagmaal toe, waar Jesus Christus vir ons die wonderlikste geskenk gegee. Uit sy genade uit is daar vandag vir ons verlossing. Uit sy genade is daar vandag dat ons kan kom na die Here toe en ons kan sê, Here, vergewe ons, Here. Ons hoef nie na kerktempels en na priesters toe te hardloop nie, ons kan net na die Here toe kom en sê, Here, vergewe my vir dit. En ek wil vra, as daar iemand is wat vanmôre in hierdie plek sit en jou Susan sit in hierdie plek, dan vat jy jou nagmaal en jy gaan na die persoon toe en jy gee dit vir daardie persoon. Maar laat daar weer 'n band van vrede sit, 'n band van liefde, want dit is wat Jesus Christus wil hê. Hy het hierdie vir ons gedoen sodat ons in liefde saam met mekaar kan leef. Hy het vir ons daardie genade gegee, so ons kan ook daardie genade vir ander gee. Al voel ons in ons hart hulle verdien dit nie, in Jesus se oë verdien hulle dit ook. So in daardie nag het Jesus die brood geneem en hy het dit gebreek en hy het gesê, hierdie is my liggaam wat vir julle gebreek is. En so ook die wyn het hy geneem en hy het gesê, hierdie is my bloed wat julle skoon was van alle sonde. En deur hierdie is daar vir julle genesing en vergifnis in Jesus naam. Pastoor, vir ons nou 'n bietjie oor die bloed van Jesus speel asseblief. As julle geneem het, dan wag ons net op mekaar en dan neem ons die nagmaal saam.
Dierbare Vader, dankie Here vir u genesing, vir u krag en genesing in ons lewe. Dankie Here dat u nie omgedraai het halfpad in die pad nie Here en gesê het ek kan dit nie doen nie Here, maar dat u ons gesien het Here. Here, dat u genade en liefde op ons verleen het op so 'n manier Here, waar u alle seer en alle pyn op u geneem het. Here, ons is nie waardig om te kan sê dankie nie Here. Ons is nie waardig om te kan daai geskenk ontvang nie Here, maar u genade en u liefde is vir ons genoeg Here. Help ons Here dat ons daardie genade en liefde kan uitdra na ons vyande en ons naaste Here. Here, dat ons nie in binding en verder sal lewe nie Here, maar dat ons sal vat dit wat u vir ons gedoen het op die kruis Here, en hoe u vergewe het Here, en hoe u ons gesien het Here, al is ons hoe vol sonde Here, het u nog steeds dit vir ons gedoen Here. Here, dankie vir u liefde en u genade Here. Dankie vir dit wat u vir ons gedoen het Here. Dankie dat u ons gebrokenheid op u geneem het Here. In Jesus naam. En baie dankie Here. Dankie dat julle hier was vanoggend en dankie dat julle die woord van die Here gehoor het. Ek bid dat die Here hierdie woord sal neem en dat julle dit sal buite toe vat. Bid nou vir julle Susanne en julle lewe. Seën haar, seën hom, wees met hulle, gee Jesus liefde. Dit is wat die Here van ons verwag. So mevrou pastoor, kan ons 'n laaste koortjie saam sing? Ken pastoor die gemeente bring aan hierdie lof. Ja. O, dan laat ek ook pastoor ons bestaan. Ek wil 'n laaste koortjie saam sing en dan is julle welkom, ons gaan saam 'n broodjie en 'n koffie en alles, dat ons saam met mekaar dit doen. Amen. Young dames and dames. Een opgestaan, een weer, een opgestaan, een weer, een weer, een weer, een opgestaan, een opgestaan, een weer, een opgestaan, een weer, een weer, een opgestaan. En kom ons te halen, en kom ons te halen, en kom, halleluja, en kom ons te halen. Oh, Dierbare Vader, dankie Here dat u vanoggend gekom het, Here, en dat u ons so mildelik kon bedien het. Dankie dat die Gees weer teenwoordig was, Here, en dat ons weer lekker kon saam sing en die naam kon groot maak. Here, ek wil vra dat ons met elke persoon sal gaan in hierdie week, Here, dat hulle sal die liefde uitstraal. Begin so ook by my, Here, verander my gedagtes, Here, gee my 'n nuwe gedagtegang, Here. Here, sê dit in ons elkeen en wys ons, Here, gee ons die wysheid, Here, om te kan weet waar ons verkeerd is, Here, en te kan regmaak. Gaan saam met ons in hierdie week, Here, en wees met ons, Here. Ons bid dat hulle vinnig die krag sal herstel, Here. En ons vra, Here, dat elke persoon op die paaie by, Here, waar aan die krag is, dat hulle sal wysheid hê, Here, dat hulle sal veilig bestuur, Here, dat hulle nie sal onnodige kansse neem. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.